Begin of the song. Jesus, have comfort in my heart. What good find the
My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Hallelujah and the hero. Hallelujah and my God. You're the hero. Hallelujah, holy God. Hallelujah and my God. You're the hero. Oh, hallelujah. Fått vann av och fått vann kraft, fått ruina stridsfrågorna. Fått urma fått vann förlåtelse, fått vann namn, fått vann förtröstfrågorna. Fått urma fått urma our God and King. He's loving us forever. Oh, He's good, He's above all things. He's loving us forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. His mighty hand and His outstretched arm, His loving us
Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You are rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Here ons siel roep uit volgend. Uit dankbaarheid, uit eerbied vir ons koning wat vir ons sorg, wat vir ons lief is. Dankie vir die nabyheid volgend. Dankie dat ons mag bewus wees van die teenwoordigheid. Dankie dat ons saam met ons familie volgend kan dankbaar wees oor die feit dat ons Pa is lief vir ons in my lewe. Nou, volgens die laaste, verstaan julle hier so, Dion en Amanda, staan julle die mense julle mooi kan sien. Met die laaste nuwe lidmaat info sessie wat ons gehad het, was daar 12 gesinne gewees, so daar 'n paar van hulle kan nie vandag hier wees nie, maar vir die wat hier so is, ons is bevoorreg om julle te mag voorstel vanoggend aan die gemeente. Ek wil vir julle wys, vir julle wat hier voor staan, dis julle boeties en sissies. En vir julle wat daar so sit, hierdie is nou julle boeties en sissies. So julle moet hulle asseblief na die tyd 'n handskit gaan gee en vir party van hulle 'n handdruk en vir ander 'n drukkie. En Elise en Steve, hulle kom nou al 'n hele rukkie wat hulle hier so by ons besoek en hulle trou nie aan Vrydag. Ja, dis vir ons 'n voorreg om julle hier by ons te hê en vir julle te mag welkom sê. Ek weet dat hierdie is nou 'n nuwe seisoen wat vir julle voorlê, vir julle twee saam en hier by die Hoeksteen, en mag dit 'n seisoen van blessings vir julle wees, dat julle die Here se nabyheid sal ervaar in alles wat julle doen. Okay. Welkom. Pieter en Jelana, hulle is eintlik, ons ken mekaar nou al 'n rukkie. Ja. Maar hulle het nou eers 'n rukkie terug begin besoek hier by ons. Jelana, jy het al 'n hele ruk terug al begin besoek hierso en hulle werk ver. Maar bly ver, ja. Jy moet ver elke dag. Sy bly ver, maar sy werk in die dorp. En maar dis uiteindelik lekker om julle offisieel te mag voorstel en
ek weet, dit gaan vir julle tyd wees wat julle ook sal groei in die familie, groei in jou verhouding met die Here, en dat dit vir julle tyd sal wees wat julle sy nabyheid ook sal beleef, en sy blessing sal beleef. Welkom julle twee. Madeleine en Chantijn, ja. Nou, hulle is ook al, dit voel amper half weird om hulle voor te stel vanoggend, want hulle is al so deel van die familie, en so getrou, en dis 'n voorreg om vir julle ook, ek weet ook, dis 'n nuwe tyd, wat voor lê, en ons hoef nie details te gee nie, jy weet, en ons weet ook dat dit sal vir jou in hierdie tyd 'n tyd van geestelike groei wees, en ek wil so bid vir julle albei, dat julle God regtig sal leer ken, as die een wat julle baie gelyk maak, en die een wat voorsien, en die een wat met julle is, dat julle sy nabyheid sal beleef. Okay, welkom nie, geen drukkie. Ek weet nie of ons vir Polly moet voorstel nie. Polly is eintlik al aan my bekend vandat ek in Bethlehem is, en al 'n hele paar goeie saam gedoen en saam gewerk en saam beleef, en min ouens wat ek so opreg beleef soos hierdie man. In sy pad wat hy met mense stap, en sy pad wat hy met die Here stap, en sy soeke na die Here, en Polly, dis 'n massiewe voorreg, en 'n blydskap vir my, om jou offisieel te mag voorstel as lid van die Hoeksteen. En ja, ek weet die Here het jou ook hiernatoe gestuur vir 'n doel, en ek wil vir jou sê, jy het 'n verskriklike snazzy een, man. Ja, dis jou province binne senter wat ons die geheim gekos het. Amanda en Dion, en julle is ook van Vriesburg. Ja, en Amanda het 'n winkel daar. En ons het een van die daar ook gemeentelede wat ook 'n winkel daar het. En dis nou al 'n rukkie wat hulle ook besoek hier by ons, en hulle het nou besluit om dit offisieel te maak, en ek glo regtig dat julle nie net hierso gaan groei in julle gees nie, maar dat julle hier 'n familie gaan vind. En dat julle gaan inskakel. Ek weet ook julle het baie vriende in die gemeente, en daarom glo ek dat dit sal vir julle 'n plek wees waar julle as lede van die gesin sal deel voel en sal funksioneer. Baie welkom hier by ons, en dankie dat julle so ver ry en getrou bywoon. Ons waardeer dit. Dankie. Welkom. Nou, hierdie man en vrou, is baie maklik om sy naam te onthou. Hy is Fourie van Foriesburg. So as jy onthou wat sy naam, of vergeet as sy naam is, onthou waar hy vandaan kom, kan jy onthou. En Zanet is sy vrou. Nou, dis ook twee mense wat ek nou al lank ken, so lank as wat ek omtrent in Bethlehem is, en ons het al lekker trippies gehad saam, waar ons was laas jaar saam met hulle hierdie Stein toe gewees, en waar ek en hy lekker geband het, en 'n paar kilometer saam gestap het, kan jy onthou, vriend? En dis regtig vir my 'n groot voorreg om mense wat al reeds vriende is voor te stel in ons gemeente. So Fourie en Zanet, baie welkom. Dis great om dit offisieel te kan doen, en ek weet ook, dit is vir julle tyd wat voorlê, wat ek weet, julle iets niets van die Here in julle lewens gaan beleef, iets niets in julle geestelike lewe, en ook in julle kerklewe gaan beleef. So mag dit vir julle 'n awesome tyd wees, en welkom. Okay. En hulle ry ver. Jy ry vir Riesburg toe, en ry nog klomp. Ek het geskrik, dat daai grond op besluit om dis nie laat sy te kom. So hulle is ook mense wat ver ry. Kom ons gee al hierdie mense 'n lekker handeklap. En ek wil nou hê julle moet saam met my staan, en ons gaan ons hande uitsteek en vir hulle 'n seëngebed doen. Staan saam met my. Here, dankie vir die mense wat U aan ons toevertrou, die mense wat U na ons toe stuur. Dankie vir U guns oor elkeen van hulle se lewens. Dankie ook vir U guns oor ons gemeente, Here. Dankie dat ons U kan eer daarvoor, dat dit met ons as 'n gemeente goed gaan. Seën hulle betrokkenheid by ons as 'n familie.
Wees betrokke in hulle lewens as hulle God, hulle koning, hulle geneesheer, hulle voorsiener, die iemand voor hulle uitstap en op baie gelyk maak. Ons seën hulle Here met u vrede en u vreugde in Jesus naam. Amen. Welkom julle en nou moet julle asseblief na die tyd vir hulle gaan hallo sê vir alles julle nou saam met ons braai ook. Baie dankie. Ons het een spesiale, wel, eintlik 'n paar bederfies vanoggend, maar vanoggend is nou 'n spesiale bederf om vir Johan en Rudy om hier by ons te hê. Rudy het sommer, toe hy vanoggend kom 'n soundcheck doen saam met sy pa, toe sê ek van hom soms saam in die band speel ook en hy het net ingeval, so ek het hom lekker in die diepkant ingegooi en hulle gaan ons bless met 'n song vanoggend. Kom ons luister na hulle. Môre, ek wil net sê ek is die pa vir die wat nie geweet het nie. Okay, hier is 'n liedjie van band met die naam Big Daddy Weave. As julle dalk die woorde ken, is julle meer as welkom om saam te sing. Sy naam is The Lion and the Lamb. Hy gaan so. Coming on the clouds, kings and kingdoms will bow down.
bly jy het vir ons verduidelik, jy is die pa, Johan. Baie dankie. Ons het hulle 'n bietjie op die spot gesit en hulle toe nou laat weet, nee, maar hulle sal ons help met die item. So kom ons gee hulle net nog 'n lekker hande klap. Ek het baie gedoen. Dankie Ruby. Ons het 'n familiefeesdiens vandag. Kyk, dis kom die formaat so 'n bietjie anders is. Hoekom is familie belangrik? Die Bybel leer vir ons twee goeders van geestelike familie. Efesiërs 2:19 sê: Julle is dis nie meer uitlanders en bywoners nie, maar medeburgers van hulle wat aan God behoort. Ja, julle is lede van God se huisgesin. As jy wedergebore geraak, as jy die dag Jesus aanneem as jou verlosser en jou saligmaker, word jy deel van God se huisgesin. Al die terme wat ons gebruik in die Christendom is familieterme. God is ons Vader. Jesus praat van homself as ons broer. Ons praat van onsself as broers en susters. Ons word deel van 'n familie. Jy word deel van die huisgesin van God. En hoekom is dit belangrik om deel te wees van so 'n huisgesin? Ek wil hierdie gedeelte vir julle lees uit Hebreërs uit. Ek dink baie van ons ken dit. Hy sê: Laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar. Oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. Ek like hierdie kwaai. Hy sê, laat ons mekaar aandag gee. Ons moet mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade. Wat het die kerk geword? Dink bietjie daaraan. Spoor ons mekaar aan tot liefde en goeie dade of haal ons mekaar uit? Bemoedig ons mekaar of is ons struikelblokke vir mekaar? Ek dink hierdie week daaraan. Familie is 'n funny ding. Daar's party van jou family wat jy alright is om hulle family te noem. Nou is 'n ander family wat jy nie so alright is om jou family te noem. As kind net jou kop sit by my. Is dit net ek wat so voel? Die feit dat jy bloedfamilie het, beteken nie jy gaan noodwendig met hulle oor die weg kom nie. Stem jy saam? Daar's partykeer mense in ons familie wat jy nie vreeslik keen is om dit wyd te verkondig, te sê, hoor hierso, hier enetjie is directly related aan my nie. Maar hulle bly jou family. Ons hoef nie altyd met almal oor die weg te kom in ons familie. Ons kan met mense verskil. Daar is mense wat jy dalk partymal gaan laat, as mense wat jou gaan laat nader trek, of mense wat jou gaan wegstuur, as mense met wie jy oor die weg gekom, as mense met wie jy nie oor die weg gekom nie, maar dit bly nog steeds jou family. En ons taak is, en ek dink dis wat ons as kerk baie keer verloor, is om mekaar aan te moedig, en daarom sê hy in vers 25, hy sê, laat ons tog nie soos party gemeentelede die gewoonte het versuim, om die gemeentebyeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom. Moedig aan, dis ons taak as familie. Ons taak as familie is om te sê, man, goed, ek stap in die pad saam met jou. Ons moedig mekaar aan. Dis die eerste ding. Ek wil hê ons moet dit begin verstaan van familie wees, van geestelike familie wees. Is bemoedig en aanmoedig, nie oordeel en afkraak en uitwys wat verkeerd is en wat jy verkeerd het. Dis bemoedig en aanmoedig, en dis volgens die Bybel. Die volgende ding wat ons doen vandag is, ek probeer dat ons by die hoeksteen so 'n bietjie meer fees doen. As kom ons die braaimodel vanaand. Maar hier is 'n ding wat ek glo crucial is in ons kind van God wees, wat ons partymal 'n bietjie vergeet. Johannes 15:10 sê Jesus: As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Die Amplified sê, I have told you these things,
that my joy and delight may be in you. Joy and delight may be in you. That your joy and gladness may be of full measure and complete and overflowing. Blydskap. Jesus kom, hy sê, ek sê die goeders vir julle sodat julle blydskap volkome kan wees. Die engel sê joy and delight. Dit moet lekker wees om kind van God te wees. Maar meeste Christene lyk of hulle groot geword het op suurlemoene. Ons leer ons kinders, jy moet in die kerk kom sit en shut up. Hier mag jy jouself nie geniet nie. As jy hierin kom, moet jy kom stil sit. Ons moet hierin kom en ons moet stil en stemmig wees. Die Bybel sê the joy of the Lord is our strength. Dis okay om in die kerk in te kom en te voel, ja, is lekker om hier te wees. Dis okay om in die kerk in te kom, inteendeel, is nie okay nie, dit moet so wees. Ek moet in die kerk kom en my gees moet gelig word. Ek moet kan smile. Ons sing, God van vrede, God van vreugde. God van vrede, God van vreugde, God van vrede. Waar is ons vreugde? Waar is ons blydskap? As ons as kinders van die Here nie in blydskap kan leef nie, dan verstaan ons iets van kind van God wees verkeerd, want Jesus sê, ek het die goeders vir julle geleer, sodat julle kan blydskap hê. So that you can have joy, delight. Ons moet fees vier oor die feit dat ons kinders van God is. Iemand het terug hierdie Jenny gebeur, vir my gesê, sy hou nie van ons dienste nie, want ons kerk is te lekker. Presiese woord. Sê ek, sjoe, dis 'n groot kompliment aan die een kant, en aan die ander kant bekommer dit my dat jy dan wil weggaan. Maar dit is rarig, want party mense het hierdie ding van kerk moet 'n plek wees waar ons ek wil amper sê, waar ons uitgetrap word. Verstaan jy, jy moet nie uitgaan en simpel voel oor jouself. Jesus sê dit moet vreugde wees, blydskap wees. Okay. Filippense 4 vers 4. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Bly. Blydskap. Gladness. Bly. Wees altyd bly in die Here. Hou mense dop in die kerk. Hou mense dop as ons besig is met dinge van die Here. Was nie blydskap nie. Niks. Ons gaan nou nagmaal hê. Die nagmaaltafel is iets om oor bly en dankbaar te wees. Dit verkondig die dood van Jesus, maar dit verkondig ook sy opstanding, dit verkondig ons vergifnis, dit verkondig ons vrymaking, dis iets om oor bly te wees. Maar as ons dit doen, dan lyk dit asof ons 'n begrafnis hou. Wees altyd bly in die Here. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Hoekom sukkel ons om bly te wees? Kom ek leer julle gou. Want ons fokus op die verkeerde goed. Okay. Hier's 'n belydenis. Erkenning. Whatever, I'm confessing, okay. Hierdie liedjie wat ons nou gesing het, Give God the Glory, hy het 'n tweede versie ook. Vanoggend voor die orkes hier is, gaan ek gou deur my songs en ek oefen gou alles mooi en ek sing so lekker. Give God the glory. En ek het op 'n stadium 'n oomblik hierso, want ek beleef, yes, Here, ek gee aan U die eer. Ek is dankbaar vanoggend, ek is bly vanoggend. Die volgende versie sê, Satan, the blood of Jesus is against you. Dis ons moeilikheid. Aan die een kant gee ons God die eer. Aan die ander kant is ons so bewus van die duiwel.
Toe sê ek vir ons, ons sing jou tweede versie. Ons gee net aan God die eer. Dit is ons moeilikheid. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. As ek en jy dit reg kry, om ons gedagtes te fokus op die goed wat waar is, die goed wat mooi is, die goed wat prysenswaardig en lofwaardig is, om daarop te fokus, dan begin ek die feit sien dat God goed is, ek sien dat hy almagtig is, en dan kan ek blydskap en vrede in my lewe beleef. En dan, net dan, kry jou kop reg. Ek raas lekker. Psalm 126 vers 2. Ek love you. Ons het gelag en gesing. In die kerk. Onder nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Is die sê, sê die wêreld nog, sjoe, die Here het groot dinge aan hierdie ouens gedoen. Sê die wêreld dit. Kyk die wêreld na die kerk en sê, God het groot dinge vir hierdie ouens. Nee, die wêreld doen dit nie. Hoekom? Want ons lyk nie soos mense vir wie God iets groot gedoen het nie. As die wêreld na ons kyk en sê, liewe Vader, ek wil tog net nie so wees nie. Dit gaan moeilik met hierdie mense. Jy moet sien hoe kom hulle by mekaar om 'n lofdiens te doen. Jy moet sien hoe straal die dankbaarheid en vreugde uit hulle uit. Wees bly. Kerk toe kom. Kom hier saam met jou familie wees. Jy kom hierso om vreugde te beleef en vrede te beleef, sodat jy hier kan uitgaan en iets daarvan buite kan uitleef en uitstraal. There's also
skreeuwende hart vol vrou. Sy verstaan